In die gedagtegang van die lewe na die dood, wil ek nou met jou praat oor my verskyning in die hemel voor die regterstoel van Christus. En dit sal natuurlik plaasvind in die lewe na die dood. Nou, die Bybel is eksplisiet hieroor baie duidelik. In soveel woorde staan dit so, in 2 Korintiërs 5, vers 10. Want ons moet almal, en ek wil dit kwalifiseer, dat die apostel Paulus praat hier van die gelowiges, nie die sondaars nie. Die sondaars gaan by 'n ander geleentheid, by 'n ander troon verskyn, en daaroor sal ek volgende week praat. Dit kan ek u verseker as die Here my spaar, maar vir die doel van hierdie bespreking nou, ons moet almal, die gelowiges, voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. So dit beteken dat elke kind van God moet voor die regterstoel van Christus, nie van God of van die Gees nie, maar die regterstoel van Christus verskyn. En ek kan seker sê by wyse van spreke herhaal Paulus homself wanneer hy aan die Romeine skryf, want hy vertel dit ook vir hulle, wanneer hy sê, daarvan vers 10 af van Romeine 14, maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Hy praat hier met gelowiges, nie met sondaars, met kinders van die Here. Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Want ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word. Want daar is geskrywe, so waaragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal God bely. So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. So ons moet rekenskap gee by die regterstoel van Christus. Hy sê dit in soveel woorde in vers 10. Ons, die gelowiges, sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word. So daar is 'n geweldige saak op die tafel, en dit is dat ek moet kennis neem van die feit dat ek gaan eendag as kind van God by die regterstoel van Christus gestel word. Diegene wat die regterstoel van Christus misloop, in ander woorde, almal wat sonder die Here sterwe, die wat die goddelose, die sondaar, die wat verlore is, wat nou op die oomblik in die doderyk is, wat onder in die aarde gelokaliseer is, dit kan u natuurlik luister op my CD oor die geesteswêreld, daai mense wat sonder die Here sterf, sal voor die wit troon, Openbaring 20 is duidelik, en ek het 'n groot wit troon gesien, en almal wat voor sy aangesig weggevlug het, sal daar kom staan. Nee, ons vlug nie weg van die aangesig van God nie, ons vlug juis na God toe as kind van God. Maar die wat sonder die Here gesterf het, hulle moet voor die wit troon gaan staan. So die uitgemaakte saak is, ek kan dit nie verander nie, ek kan nie die skrifte verander nie, ek kan nie die toekoms verander nie, ek kan nie die woord van God en die profesie daarin vervat, kan ek verander nie. Dit help ook nie, ek ignoreer dit nie, die realiteit is daar. Elke lewende skepsel sal gewis en seker voor die Here staan op 'n dag wat God dit self bepaal het. Daardie dag is 2 dae, verskillend van mekaar. Daardie dag sal die maaksel sy maker in die oë kyk. Daardie dag sal die skepsel sy skepper in die oë kyk. Daardie dag sal die mens God aanskou. Dit sal 'n dag van alle dae wees. As ek dink aan Daniël, wanneer hy na hierdie dag verwys, dan praat hy van sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid vir ewig afgryslik. Hy sien dit as 2 verskillende momente. Die een het te doen waar party sal in die ewige lewe ingaan en ander in 'n verskriklike afgryslikheid sal hulle moet tegemoet gaan. Vir die doel van die bespreking dus nou, wil ek graag u aandag vestig op die bema. Ons praat in die Griekse terme van die bema, dit bedoelende die regterstoel van Christus. Ek wil net vir u lees hoe die lewe van 'n gelowige op aarde daar uitsien. Ek wil dit lees uit die skrif uit die Bybel uit.
En dan wil ek vir u verduidelik wat dit gaan beteken om eendag voor Christus te staan by die regterstoel. Ek lees in 1 Korintiërs hoofstuk 3, hiervan vers 10 af. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fundament gelê en 'n ander bou daarop. Maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou, want niemand kan 'n ander fundament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. En as iemand op die fundament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom. Want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word. En die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan, wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Kom ons praat oor ons verskyning by die regterstoel. Iemand het eendag geskryf, we must never forget that we are on the way not only to glory, but also to judgment. En ek moet verseker daarvan kennis neem. Dink daaroor dat hierdie lewe is 'n geweldige uitdaging, want hierdie lewe bepaal waar my eindbestemming vir ewig gaan wees. Of my lewe op aarde voor my dood gaan vir my 'n kroon, 'n beloning by die Here verwerf, of ek sal van 'n kroon gestroop word as 'n gelowige waar ek geen kroon sou ontvang nie. Nou, wat betref die regterstoel, die kind van God gaan nie na die wit troon nie, hy gaan na die regterstoel. Die gelowige gaan na die regterstoel. En die kerngedagte in die skrifte van die regterstoel is altyd dat dit is 'n plek van beloning. As jy gaan kyk na 2 Korintiërs 5, as jy gaan kyk na Romeine hoofstuk 14, en as jy gaan kyk hier na 1 Korintiërs hoofstuk 3, terwyl die wit troon in Openbaring het te doen met die oordeel van die hel. So, as ek die twee verskillende gebeurtenisse van mekaar kan skei, en ek kyk na die een, en ek kyk na die regterstoel, dan praat ek van, dit is die plek van beloning. As ek kyk na die wit troon, dan kyk ek na die oordeel wat die eindbestemming, die ewige hel gaan wees. Nou wat die regterstoel betref, die toetssteen van ons werke, of dit geestelik en of dit vleeslik is, of daar loon in gaan wees, en of ek gaan skade ly. Nou die skrif is daaroor baie duidelik. As iemand se werk bly staan, sal hy loon ontvang. As sy werk verbrand word, sal hy skade ly. Nou vriende, dit beteken, en ek moet dit vir onsself net eers reguit sê, ek kan bou met twee verskillende dinge in my lewe. Ek kan bou met dinge van waarde, ewigheidswaarde, wat God aan waarde heg, nie noodwendig die mens nie, maar waaraan God waarde heg. Dit gaan 'n kroon verwerf. As dit sou wees dat ek bou met iets wat, wanneer die vuur, dit deur die vuur gaan, dit tot niet is, dan beteken dit, daar's geen loon daarin. Nou die Bybel verduidelik in eksplisiete terme, waarmee bou jy? Goud, silwer en kosbare stene. Nou ons weet, en dit is na aanleiding van vers 12 van 1 Korintiërs 3 wat ek dit nou sê, daardie goud, silwer en kosbare stene, daardie kosbare stene, edelgesteentes, dit verteenwoordig dit wat God aan waarde heg in jou lewe. Nou wanneer goud, silwer en kosbare stene deur die vuur gaan, word dit net gelouter. As ek byvoorbeeld wil 'n suiwer blok goud hê, en ek sou die edelmetaal in sy oorspronklike vorms wat ek het uitgemyn het, waar daai edelmetaal binne in 'n stuk rots of in een of ander element vassit, en ek haal dit uit deur dit in die vuur te gooi teen 'n sekere temperatuur, en daardie goud begin smelt, en dit loop uit, sodat dit uiteindelik kan afval binne in 'n houer, waarin daai goud, daardie bak waarin dit val, verder
aan hitte onderwerp kan word, sodat gesuiwer kan word, dan al wat gaan gebeur is, die veiligheid van die goud skuim na bo, hulle skep dit af, en uiteindelik sit jy met 'n soliede blok goud. Nou daardie blok goud, soos wat hy daar lê, suiwer goud, het 'n geweldige waarde. Nou wat gaan gebeur is, wanneer ons by die regterstoel kom, dan sal die goud, die silwer en die kosbare stene, dit wat vir God van waarde is, ek sal net nou daaroor praat, die Bybel noem dit die goeie werke van die gelowige. Jesus Christus self gaan elke kind van God se bydra tot sy koninkryk gaan hy evalueer. En hy gaan dit evalueer deur dit aan die toets van die vuur te onderwerp. Want daar staan, elkeen se werk sal aan die lig kom. Die dag sal dit aanwys, dit word deur vuur geopenbaar. Die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is. Ek haal nou letterlik aan uit vers 13 van 1 Korintiërs 3. Die Here sê vir ons, dis wat ek gaan doen. Ek gaan jou werke aan die toets van my heilige vuur onderwerp. So die regterstoel oordeel sal die opregtheid en die ware bedoelinge en die motiewe van elke kind van God openbaar. Dink byvoorbeeld in vers 5 van 1 Korintiërs 4, net na aanleiding van dit wat Paulus nou net hier gesê het oor die toets van die vuur, sê hy, daarom moet julle nie nou voor die tyd oordeel, voordat die Here kom nie, wat die verborge dinge van die duisternis in die lig sal bring en die bedoelinge van die harte openbaar sal maak, en dan sal elkeen lof van God ontvang. So dit help nie, ek begin nou mense links en regs oordeel oor wat doen hulle vir die Here en wat se waarde dit vir God. Ek ken mos nie 'n mens se lewe in totaliteit soos God nie. So hoe kan ek sommer nou net 'n oordeel oorspreek oor iemand en sê sy lewe beteken vir God absoluut niks? Wat weet ek? Wat gaan in die hart aan? Die bedoelinge, die motiewe. Aan die ander kant, daar is mense wat geweldige dinge vir God doen. Hulle wil graag in almal se monde wees en wil graag hê almal moet praat oor wat hulle doen, maar vir God beteken dit niks. So daardie dag wanneer daai motiewe en bedoelinge geopenbaar word en dit kom in die toets van die vuur, dan gaan die waarheid geopenbaar word. So daardie woordjie, die goeie werke, dit beteken 'n gebrek aan kwaliteit, beteken skade. Die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is. As iemand se werk bly staan, sal hy loon ontvang. As sy werk verbrand word, sal hy skade ly. So daar is 'n ewige skade vir die kind van God, wie se werke die toets van die vuur nie kan deurstaan. Nou die Bybel in vers 12 'n ander term vir die werke wat vreeslik deur die vuur verbrand sal word. Die Bybel noem dit hout, hooi, stoppels. Aan die een kant goud, silwer, kosbare stene, aan die ander kant hout, hooi, stoppels. Nou u weet, die oomblik as ek hout, hooi, stoppels in die vuur gooi, die moment wat dit in die vuur kom, dan slaan dit aan die brand en dit verbrand tot as. En wat die Bybel vir ons hier wil sê is dat die skade wat jy gaan ly daardie dag beteken dat wanneer jy klaar gebou het, en terloops wil ek net iets bysê, ek het reeds vir jou gelees dat in vers 10 sê die Here, jy kan nie op 'n ander fondament bou nie. Vers 11 sê dit is Jesus Christus. So laat ons net vir mekaar eerstens die volgende sê. Die enigste fondament wat as 'n toetssteen gaan dien, is Christus Jesus. Alles wat jy in jou lewe gebou het sonder die Here Jesus is vir God van geen waarde nie. So laat ek dit nou vir jou sê, wat jy in die naam van die Here gedoen het, wat jy ter wille van Christus gedoen het, wat jy gedoen het vir sy koninkryk, wat jy gedoen het vir sy werk, vir die eklesia, vir sy gemeente, wat jy vir individue gedoen het, wat jy vir God en kinders van die Here gedoen het, waar die Here Jesus ter sprake was, waar sy glorie en sy eer en sy heerlikheid, sy lof ter sprake was, nie jou eer, jou glorie, en dat jy in die mond van mense sou wees, maar wat sy eer en sy glorie in gedagte gehad het. Dit is die goud, die silwer en die kosbare stene. Die ander is die hout, die hooi en die stoppels. En dit gaan vir jou groot skade bring. Al daardie werke wat jy dink wat so wonderlik was en wat ek gedink het vir my sal baie beteken niks. Dan is ons ontroue bouers. Dit wil dus sê dat u en ek sit met 'n situasie waar ek het geen keuse nie. Ek doen wat God sê of ek doen wat ek wil. En wat ek doen wat ek wil sal opgaan in vlamme. Alles wat jy bereik het, is verlore. Dus
Kyk weer opnuut daarna in jou lewe. Christus sal elkeen van ons vergeld volgens sy dade. Ek kan na 'n teks toe gaan in Matteus om dit te onderskryf, in Matteus hoofstuk 16, en ek dink nou in terme van die 27ste vers. Ek lees vir jou, daar staan, in vers 27, die Seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom. Dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Het jy dit gehoor? Jou werke. Selfs in die laaste boek van die Bybel, die laaste hoofstuk in die Bybel, herinner God jou. Dit is sy laaste woord aan jou, sy kind. Herinner hy jou weer eens daarop in Openbaring 22 vers 12. Ek kom gou en my werke is by my, om elkeen, my loon is by my, om elkeen te vergeld, so sy werk sal wees. Hoe bou jy en waarmee bou jy? Dit sal interessant wees as ek die volgende aan u stel, en ek sou vir u sê, die regterstoel is die oordeel van die gelowige se werke. Ons het die voorreg om nou vir Christus te werk. Elkeen van ons in die roeping waarmee ons geroep het. En as ek getrou bevind word, sal die volgende gebeur. Na die wegraping, die tydperk gaan plaasvind tussen die 7 jaar, terwyl die 7 jaar godverdrukking op aarde is, tussen die wegraping en die komende groot verdrukking. Daar die tydperk van die komende groot verdrukking voor sy sigbare wederkoms, in daai 7 jaar termyn, sal al die kinders van die Here, wat opgeneem is in die heerlikheid van God, gaan hulle in die hemel. Dis die plek, né? Die regterstoel van Christus is in die hemel. En daar gaan u en ek op die basis van ons werke aan 'n toets onderworpe word. Daar gaan 'n oomblik, daar gaan 'n moment wees wanneer jy geroep gaan word in daardie 7 jaar termyn wat op die aarde gaan plaasvind, wat die Bybel praat van as die komende groot verdrukking. Matteus 24 en Openbaring hoofstuk 7 praat daarvan. Nou dis ook op 'n ander CD van my beskikbaar om na te luister, die wederkoms van Christus as jy daarin belangstel. Die punt wat ek wil maak is die volgende: in daai 7 jaar termyn gaan die regterstoel in die hemel plaasvind. Die regter is Jesus Christus. So die persone is die gelowiges, die tyd is in daai 7 jaar termyn tussen die wegraping en die groot verdrukking. Die plek is in die hemel by die regterstoel. Die basis van oordeel gaan wees my werke, en dan Jesus sal op die troon sit, die regterstoel. Die resultaat gaan die volgende wees: hy gaan beloning uitdeel, eerlik, regverdig aan wie dit toekom. Daar gaan 3 miljoene mense wees wat beloning, wat krone en wat Jesus instoor het vir sy kinders wil gee, sal ontvang. Of daar gaan niks wees. Daai niks, op 1 Korintiërs 3 kwalifiseer dit, jy sal skade ly. Wel gered soos deur vuur heen. Wat interessant is, jy is gered. Jy's by die Here. So jy's nie verlore nie. God dank, jy's in die hemel. En ek wil dit duidelik stel, al sou al jou werke by die regterstoel verbrand, laat daar niks oor is nie. Het dit niks met jou saligheid te doen nie. Want die feit dat jy in die hemel by die regterstoel van Christus is, beteken dat jy is gered, jy is sy kind, jy's daar. So jy kan nie jou saligheid in die proses verloor nie. Maar dit is die toets van jou lewe. So u is besig om op hierdie oomblik jouself vir die ewigheid voor te berei. Jou karakter, hoe jy God dien, wanneer Christelike werk gedoen is, of 'n Christelike lewe gelei is dit nie die einde nie, want dit moet nog getoets word. Die kwaliteit daarvan moet nog bepaal word, daarom die regterstoel. Wanneer dit sal plaasvind? 1 Korintiërs 3 vers 13 sê, in die dag, die bema, die regterstoel, sal in daardie dag plaasvind. En die ware karakter sal dan eers ten volle aanskou word van die werke van die gelowige. Nou mag baie sin, soos ek tereg gesê het, aanskoulik lyk, maar daardie dag sal dit tot niet wees. Daar rus tans 'n sluier op Christelike werk, omdat niemand weet wat almal doen nie. Daardie dag gaan Jesus Christus die sluier wegtrek, wanneer die vuur kom en die werke word aan die toets, die finale toets, die toets van die ewigheid onderwerp. Hoe die Here dit sal doen? Dit sal deur die vuur wees. Die vuur sal nie die mens beproef nie. Die Here gaan nie jou deur die vuur laat gaan nie.
Dit gaan jou werke wees. God dank, die vuur is nie vir jou bestem nie. Die helse vuur is vir die wit troonoordeel bestem. En hulle by die wit troonoordeel, wie se name in die boek van die lewe geskrywe is, Openbaring 20 vers 14, hulle sal na die poel van vuur, die ewige verderf, na die ewige hel, wat brand met vuur en swaal, dag en nag geen rus. Hulle sal daarheen gaan. So hulle gaan deur die vuur, maar vir die gelowige gaan sy werke deur die vuur. Die verskil tussen, kan jy duidelik sien tussen die regterstoel en die wit troon is, by die regterstoel gaan my werke deur die vuur, by die wit troon gaan die mens in die ewige vuur, waar hy nooit weer daaruit vrygelaat sal word. Hoe verskriklik sal dit wees? Wat die regterstoel betref, die vuur toets die werke. Dit sal 'n vuur wees van die reiniger, Christus Jesus. Nie van die wraakgierige nie. Hy gaan jou nie straf nie, hy gaan nie sy toorn oor jou uitgiet. Jy is sy kind en hy het jou lief. Ek praat met jou as 'n gelowige, wanneer jy jou hart vir die Here gegee het. Die vuur sal baie werke verbrand, dis waar. Maar die werksman sal gered word. Die toets sal deeglik wees, dit gaan ondersoekend wees, dit gaan volmaak wees. Dit is Christus se toets en niks kan voor sy heilige oë, sy deurpriemende oë, sy oë wat brand soos 'n vuur. Niks kan vir sy oë verborge wees nie, want dit is sy regterstoel. Hy sal die vuurtoets self uitvoer. Hy het die waarheid lief en hy haat die leuns. Daardie dag sal dit aan die lig gebring word wat die waarheid van die werke is van jou eie lewe. Ja, ek kan sekerlik vir jou sê, dat as jy wil hê ek moet vir jou aan 'n toets onderwerp, dis nie so verskriklik moeilik nie. Ons kan reeds vir onsself 'n vraag afvra. Waaruit bestaan hierdie toets? Wel, iemand het eendag 'n droom gehad. En dis nou nie, ek vertel dit vir wat dit werd is, maar dit laat 'n mens nogal dink. Dis nou nie die God se woord sê dit nie per se in soveel woorde nie, maar hy het 'n droom gehad. En hy het 'n droom gehad dat hy voor die regterstoel van Christus, en toe wat hy geleer het, is aan die toets onderwerp. Aan die woorde, hoe goed hy die skrifte geken het, en hoe goed hy die skrifte verduidelik het, hoe hy die skrifte verstaan het, en die moeite wat hy gedoen het. En hy het uitgevind dat met al die valsheid en al die dinge waarmee hy hom betrokke gehou het, toe die oordeel kom, toe is daar net 5%. Sy verhouding tot ander het vir hom 8% gegee. Die jaloesie was 9%, die wetywering en die kritiseer was 7%. Dit is nou, al hierdie dinge word toe die hou die hooi in die stoppels. In ander woorde, daai 5% plus die 8% plus die 9% plus die 7%, en sy skynheiligheid, die verdeeldheid, die tweedrag wat hy geskep het, sy persoonlike ambisie, sy vleeslikheid is 10% elk, en sy kerk trots, my kerk alleen is reg, alle ander is verkeerd, daar was 8%, sy eie talente, ek het hierdie dinge gedoen, dit het vir hom 11% gegee, en liefde om oor ander te heers, en toe hy dit alles bymekaar sien, toe sien hy 91% van sy lewe is gemors. Dit is verbrand. Dit was hout, hooi en stoppels. Maar sy liefde vir God was net 4%, en sy liefde vir sy medemens was 3%. En sy ywer wat hy gehad het vir God se werk was 2%, en hy vind toe uit 9%. 9% van sy lewe het vir hom 'n beloning gegee. 91% is vernietig. Nou weet jy, ek weet dit was maar net 'n droom wat hierdie persoon gehad het, maar weet jy wat? Die realiteit is, daar is mense wat nie eers 9% gaan kry, wat moet beloon word. Weens hulle leefwyse, kinders van die Here wat hulle uitgeel as kinders van die Here, dink oor jou eie lewe. Besef jy dat elke dag van jou lewe kan vir jou of 'n kroon verwerf, of dit is 'n ewigheid wat vir jou wag, waar daar geen beloning gaan wees nie. Ek wil dus vir jou sê, kom ons berei ons voor, dat ons eendag voor die regterstoel van Christus moet gaan verskyn. Dat ek so sal lewe, dat my lewe eendag vir my 'n wins sal bring, Christus sal bring, dat ek sy glimlag, dat ek sy woorde sal hoor, wel gedaan, my kind. Sal dit nie fantasties wees, sal dit nie wonderlik wees, as jy voor hom kan staan en hy sê vir my en vir jou, goed so, my getroue diensknegt, jy het goed gedoen, en daar word 'n beloning gegee, wat vir jou ewigheidswaarde tot in alle ewigheid gaan hê. Hoe verskriklik moet dit wees, as jy jou oë moet neerslaan, en jy moet met leë hande van daardie regterstoel weggaan. Wel, hoe jy lewe, en wat jy doen, die hoe van jou lewe, en die wat van elke dag, gaan vir jou die goud, die silwer en die kosbare stene bied, of dit gaan vir jou hout, hooi en stoppels gee, en u weet wat die vuur daarmee gaan maak. Nou ja,
Ek is Raymond Lombard, die Here seën, baie dankie en totsiens.